ook aan die rande om Pretoria, administratieve hoofdstad van die Unie, troon die Voortrekker Monument, baken van 'n grootse prestasie. Hierdie monument, gebou van onverganklike klip en omring van die symbool van water, is opgerig ter ere van hulle wat ietsie meer as 100 jaar gelede die blanke kultuur en beskawing na die destyds onherbergsame Suidelike Afrika gebring het. Want waar ons vandag in 'n vooruitstrewende moderne Suid-Afrika leef, het hulle slegs gister as het ware 'n primitiewe wêreld gevind. Die voortrekkers het hierdie uitgestrekte nuwe wêreld in 'n gees van hoop ingetree. Die poorte daarvan het hulle vir die beskawing oopgestel. En vandag, met die blanke beskawing onuitwisbaar afgedruk op Suid-Afrika, bring 'n nasie hier hulde aan sy pioniers. Hulle huis en hart, hulle wieg en hulle vesting was die geliefde ou Waag. Hulle het geen groter krag geken as dit wat hulle in hulle geloof gevind het. Aan die symbool van die geloof, 'n voortrekkermoeder, word dan ook die ereplek voor die monument toegeken, selfs binne die kring van die wie se name in die geskiedenisboeke verewig is. Piet Retief, wat sy lewe opgeoffer het vir sy ideale. Andries Pretorius, seëvierende aanvoerder by die slag van Bloedrivier. Andries Hendrik Potgieter en die baie ander wat geëer word in die figuur van die onbekende voortrekker. En namens wie Sarel Silje die godsman op die vooraand van die slag van Bloedrivier beloof het dat as dit die Here sou behaag om aan hulle die oorwinning te skenk, hulle 'n kerk tot sy eer sou oprig en hulle kinders en die komende geslagte opdrag sou gee om die dag en die datum as 'n Sabbatdag te onthou en te herdenk. Die geskiedenis van Dingansdag begin met Piet Retief se aanvaarding van die leierskap van 'n geselskap trekkers wat die ou Kaapkolonie verlaat het. Baie het hom voorgegaan, baie meer sou volg. Hy was egter bestem om die sentrale figuur te word in die drama van die groot trek wat hom toe reeds begin ontvou het. Vroeger in 1837 het hy al sy bekende manifest in die Grahamstown Journal gepubliseer, waarin die redes vir die trek uiteengesit word. Die geskiedenis van die oorlogslustige inboorlinge wat aan die grense van die Kaapkolonie hand uitgeruk het, is alom bekend. Moord en roof was 'n alledaagse verskynsel. Die boeregemeenskap het die swak administrasie daarvoor verantwoordelik gehou en oorkant die Oranje rivier het hulle 'n nuwe en beter lewe en 'n eie regering gaan soek. Ons is vasbeslote, so lui Retief se manifest in opsomming, om die beginsels van vryheid te eer. Maar ons is insgelyks vasbeslote om wet en orde te handhaaf. Ons het geweldige verliese gelei. Ons verlaat ons voorspoedige geboorteland om ons in ongetemde en gevaarlike streke te gaan vestig. Maar ons gaan met 'n onwrikbare geloof in 'n regverdige en genadige God. 'n God wat ons altyd sal vrees en in alle nederigheid sal probeer gehoorsaam. En soos die kinders van Israel, het hierdie godvreesende mense die beloofde land binne gegaan. In hulle soektog daarna moes hulle ongekende ontberings ly. Hulle epiese trek die Drakensberge oor was byna onuithoudbaar moeilik. Oor die steil berghange moes die waans se wiele dikwels afgehaal word. Mans en vrouens moes beur aan die rieme soos hulle voortgly die onbekende in. Maar hulle moes voort. Keer op keer moes hulle onvoorsiene hindernisse te bowe kom, totdat hulle spore uiteindelik gelei het oor die lengte en breedte van die uitgestrekte land wat vandag Suid-Afrika is. Louis Trichardt en Langhans van Rensburg, die heel eerste trekkers, het tot in die verste uithoeke van Transvaal getrek. Hendrik Potgieter en Gert Marits na die Vrystaat en Piet Retief na Natal. Daar by Umgungundshlovo
het Dingaan die machtige koning van die Zulus geheers. Selfs toe in die dae van die donkerste barbare dwingelandij het hy 'n voorste plek onder die breedstes bekleed. Ons word vertel dat die drang na menslike slagting 1 miljoen naturele lewens vereis het. Shlomo Amabuto, die heuwel van die Aaskools, was die toneel van onbeskryflike wreedhede tydens sy heerskappy. Tallose naturele krale is deur sy woede verdelg. Die witman het egter tot dusver sy bloeddorstigheid vrygespring. Die eerste trekker wat hom teëgekom het, was Piet Retief toe hy grondgebied vir sy mense kom soek het. Soos bekend, moes Retief en sy manne hulle wapens volgens naturele gebruik buitekant die kraal laat. Uiteindelik is die traktaat deur Dingaan en Retief onderteken en 'n Zulu-dans is ter viering daarvan gereël. Die krijgsmanne sweep hulle tot rasernij op en Dingaan besluit om saam te dans. Maar verraad was vooraf beplan. Die Zulu-horde het net gewag op Dingaanse bevel, maak dood die tovenaars, Bulalani Abatagati, en met die kreet Bulalani maak dood, het die Zulus op Retiefse ongewapende mannen toegesag. Die bloedbevlekte traktaat is later gevind. Voordat hy saam met hulle die dood kon betree, moes Retief nog die wrede moord op sy dapper geselskap en sy seentjie aanskou. Hierdie verraad was nie die einde van Dingaanse barbaarsheid nie. Sy woede het op die voortrekkers losgebars, waar hy hulle ook al aangetref het. By Bloukransrivier en Wenen alleen is 531 voortrekkers, insluitende talle van hulle getroue naturele bediendes, in een verskriklike nag en die dag daarop vermoor. Piet Uys en sy seun Dirkie moes ook nog die helde doodsterf. In Natal het 'n skrikbewind geheers, maar die dag van vergelding was naby. Na dae van twyfel en wanhoop het daardie dag aangebreek met die aankoms van Andries Pretorius, wat die voortrekkers weer bemoedig het. Spoedig na sy aankoms is die slag van Bloedrivier gelewer. Pretorius se mag het minder as 500 man getel. Die Zulus het in hulle duisendtalle gekom. Dit was Sondag 16 Desember 1838. Keer op keer het hulle aangeval. Hulle assegaaie het op die laar neergereen. Waar 'n heilige gelofte die vorige nag gehoor is, het die geskree van die aanvallende Zulus weer klink. So vinnig moes die kleine bende voortrekkers vuur en so warm het hulle voorlaaiers geword, dat daar gevrees is hulle gaan in hulle hande ontplof. Maar 'n wonderwerk het plaasgevind. Slegs 4 voortrekkers is verwond en geen een het omgekom nie. Daarenteen het 3000 Zulus gesneuwel en baie meer is gedood toe Pretorius die laarhek laat oopmaak het, sodat sy ruiters Dingaan se skaduwees van die dood kon agtervolg. Die rivier wat deur die Zulus se bloed rooi verkleur is, staan vandag nog bekend as Bloedrivier. Hulle kreet, Bulalani, het plek gemaak vir 'n gebed. Die gebed van Sarel Silje, die gebed van Dingaansdag. Honderd jaar later. 'n nasie het verrys uit die smeltkroes van die verlede. Grootstede het saam met die nasie gegroei. Woestenye waar die bestaan eens 'n stryd was, ken vandag slegs 'n pulsende lewe. Die beloofde land is deur die ploeg omgeskep. Daar is vrugteboorde waar daar eers net bosveld was. Daar is blomme in die eertydse woestyne. Die gelofte van die voortrekkers is nagekom.
Die beloofde kerk is opgerig en Dingansdag wordt onthou en herdenkt. In menige hart, in menige huis en in kerke. Maar dikwijls zo onder die blote hemel en die vrede van die ongerepte veld. Ook is die waan nie vergeet nie. Dis asof daar 'n herinnering aan hierdie ou waans kleef wat nie kan vergaan nie. 'n Herinnering aan wiegeliedjies. 'n Herinnering aan lokkende vergesigte. En toe die 100ste jaardag van Dingansdag in 1938 aanbreek, het 'n nuwe geslag die gelofte en die trek onthou asof dit maar gister plaasgevind het. 'n Simboliese trek is gereël. In die drag van hulle voorvaders het die nageslag uit die uithoeke van die land gekom om die hoeksteenlegging by te woon. 'n voortrekker monument sou opgerig word. Maar die naderende skaduwees van die geskiedenis sou spoedig die hele wêreld in die tragedie van die Tweede Wêreldoorlog dompel. Toe die monument uiteindelik na jarelange oponthoud voltooiing nader, het die mense hulle begin voorberei op die inwyding daarvan. Hier was nou 'n ekskuus soos nooit tevore nie om 'n wilderige bosbaas te kweek. Die vrouens het kappies en voortrekkerrokke begin maak. En oral het rapportryers in die pad gespring met boodskappe van welwillendheid. Hulle het gekom uit die Kaap, uit Rhodesië oorkant die Limpopo, van die kuste van Natal en selfs uit verre Suidwes-Afrika. Hulle het die land van hoek tot kant oorkruis, terwyl mense in alle dele van die Unie begin vertrek het na die feesvierings. Spoedig het motors uit alle rigtings aangestroom. Gou is ontdek dat alle paaie in Suid-Afrika na die monument lei. Nimmer eindigende strome feesgangers het Pretoria, die stad van Paul Kruger, binnengestroom en 'n wyle vertoef om 'n kleurryke menigte pere-ruiters toe te juig op die vooraand van hulle triomfantelike aankoms by die voet van die monument. Oornag het 'n tentdorp daar verrys, waar mense van oral oor hulle gevestig het vir die feesdae. Die voortrekkerleefwyse was deel daarvan, want daar lê ryk skatte in die asse van herinnering wat op tradisionele wyse geniet moet word. Maar niks, behalwe die groot skare feesvierende self, kon die gesig van hierdie dansers oortref nie. Later is 'n ander snaar aangeraak. 'n Kakebeen wa, die Johanna van der Merwe, kom die arena binne, simbolies van die wiele van die trek. Lank was die reis en hier is die einde daarvan. Maar vervloë dae is nie vergeet nie, nog die grootes van die verlede. Hierdie feesvierings was bewys van 'n sege, selfs groter as wat in stryd behaal kan word. Hierdie fakkeloptog wat die ewige vlam na die monument dra ook 'n boodskap aan die wêreld. Die voortrekkers het die vlam van die westerse beskawing Afrika ingedra. Getrou aan die voortrekkers
Bly Suid-Afrika getrou aan die westerse wêreld van vandag en môre. Altyd op Dingansdag word die gelofte herdenk. Maar nooit tevore is dit so herdenk nie. Hulle het met die eerste strale van die son gekom in gesinseenhede volgens die tradisie. Dingansdag 1949 het aangebreek en vir die eerste keer in die geskiedenis is 'n dankdiens voor die monument gehou. Die gelofte is in die amfitheater gelees in die teenwoordigheid van Suid-Afrika se vooraanstaande leiers. Saam het hulle hulde gebring aan 'n gebed. Die gebed eens by Bloedrivier van Sarel Silje en 'n handjievol vasberade manne. Vandag die erfenis van 'n volk. Mijn broeders en medelandgenoten, hier staan wij thans op een ogenblik voor een heilige God van hemel en aarde, om in belofte aan hem te beloven, als hij met zijn bescherming met ons zal wezen en onze vijand in onze handen zal geven, dat wij hem overwinnen, dat wij die dag en datum elke jaar als een verjaardag en een dankdag, zoals een sabbat, in zijn eer zal doorbrengen, en dat wij een tempel tot zijn eer stichten zal, waar het hem zou behagen, en dat wij het ook aan onze kinderen zal zeggen, dat zij met ons erin moeten delen, tot gedachtenis ook voor onze opkomende geslachten, want de ere van zijn naam daardoor zal verheerlijkt worden, dat de roem en eer van onze overwinning aan hem zal worden gegeven. Precies om 12 uur heeft dokter Malan die teken gegeven dat die deuren van die monument geopend moet worden. Ik zie nou die teken voor die ontsluiting van die monument.